Daar is 'n gevaarlike valstrik waarin selfs gelowiges maklik kan trap. Ons begin mense sien soos die wêreld hulle sien. Ons kyk na klere, bankrekenings, titels, invloed en status. Ons gee meer aandag aan die persoon wat vir ons iets kan beteken en ons kyk soms verby die een wat niks het om vir ons terug te gee nie. Maar God kyk anders. In 1 Samuel sien ons hoe Israel 'n koning wou hê, soos die nasies rondom hulle. Hulle het gekyk en na uiterlike dinge, na mag, aansien en menslike standaarde. Hulle het nie besef dat God se koninkryk nie gebou word op menslike indrukke nie, maar op die hart wat aan God behoort. Eeue later spreek Jakobus dieselfde probleem aan. In die kerk het mense die rykes geëer en die armes eenkant toe geskuif. Hulle het vergeet dat God nie mense beoordeel volgens wat hulle besit nie, maar volgens wie hulle in hom is. Jakobus herinner ons, kies God nie juis die uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Dink daaraan, die God van die heelal het nie na ons gekyk en gesê, hulle is waardig, hulle verdien my liefde. Nee, hy het na gebroke mense gekyk, na mense sonder status, na mense met sonde en tekortkoming, en tog het hy sy genadige hand uitgestrek. Hy het ons lief gehad, nie omdat ons iets vir hom kon bied nie, maar omdat hy liefde is. Daarom kan ons nie leef volgens die standaarde van hierdie wêreld nie. Die kruis van Christus het ons nuwe oë gegee, oë wat nie vra, wat kan hierdie persoon vir my doen nie, maar eerder vra, hoe kan ek God se liefde aan hierdie persoon bewys? Want Jesus sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ware geloof verander nie net hoe ons God aanbid nie, dit verander hoe ons mense sien. Die wêreld maak onderskeid volgens waarde. God wys genade sonder onderskeid. Mag ons vandag bid dat God ons harte verander, dat ons nie mense deur die oë van trots en oordeel sien nie, maar deur die oë van Christus. Want wanneer ons ander sien, soos Jesus hulle sien, begin ons iets van die hart van God aan die wêreld wys. Moenie vergeet nie, die persoon wat die wêreld miskyk, kan dalk die een wees wat God raak sien.